Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Nou soos wat julle weet, vandag is Sondag die 19de Oktober en ons skool se eksamens begin môre, Maandag die 20ste. Ons skool het van graad 8 tot en met matriek het almal wat môre eksamen skryf. Ek is graad 11, so ek gaan ook eksamen gaan skryf. En daar's ons spesiaal ook die matrieks, wat nou so 2 weke of wat al klaar is met rekordeksamen, en nou gaan hulle ook die eindeksamen in. En ek wil hierdie video net vir julle doen, bietjie as bemoediging vir hierdie eksamen, sodat julle opgelig kan word, en sodat julle kan leer vir hierdie eindeksamen, maar dat julle ook julle vertroue in die Here sal sit in alles wat julle doen. So hierdie eksamen, kry vir julle penne reg, kry vir julle potlode, Tipp-Ex, uitveer, baie klein uitveer, kry vir julle lineale reg, 'n calculator, kry ook vir jou 'n exam pad met, papier waarin jy oefenvraestelle kan doen en opsommings en wat ook al jy alles nog wil doen, maar moenie die belangrikste vergeet nie. Die Bybel, die woord van God. In hierdie eksamen veral is dit so belangrik om die woord van God te lees en tyd met die Here te spandeer. Maar voordat ek praat daaroor, kom ek lees gou vir julle iets uit die Bybel uit. Ek lees vir julle 1 Samuel 17 vers 44 tot 49. En dit sê: Verder sê die Filistyn vir Dawid: Kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jou uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en alweer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. Nou ons almal ken die storie van ou kleine Dawid wat 'n groot Goliat oorwin het. En weet jy hoekom? Dis nie omdat Dawid goed of sterk was nie, nee, maar dis omdat hy sy vertroue in die Here geplaas het, dat hy daai Goliat kon verslaan. En vandag wil ek vir jou sê, kind van God, hierdie eksamen staan dalk soos 'n groot Goliat voor jou. Maar as jy net vertroue in die Here het, dan het jy die krag om hierdie eksamen te kan oorwin. En onthou, jy kan alles doen in die naam van die Here Jesus Christus. Lukas 1 vers 37 sê vir ons, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Daarom wil ek jou aanmoedig om regtig hierdie eksamen tyd met die Here ook te spandeer. Ja, ek wil vir jou sê, jy moet fokus op 2 goed hierdie eksamen. Fokus op jou studies, jou skoolwerk en al die goed, maar fokus ook op die Here. Ek self gaan dit doen hierdie eksamen, jy weet. Gaan nie my fokus sit in 'n klomp games en al sulke goed nie, weet. Ek gaan probeer so ver weg as moontlik van dit bly. Dan gaan fokus op my skoolwerk om regtig hard te leer vir my toetse en my eksamens en ook om Bybel te lees en te bid en tyd met die Here te spandeer. Want ons sien in 1 Samuel 17 dat as jy vertroue in die Here het, dan kan jy enigiets doen. Dan kan jy 'n groot Goliat oorwin en dit is wat hierdie eksamen vir jou is, kind van God. Hierdie eksamen moet jy regtig besef dat, hoor hierso, ek moet my prioriteite regkry. En jou prioriteite, soos ek gesê het, skoolwerk en die Here. Moenie die Here laat gaan nie. Ja, dis goed om te leer, maar moenie net die hele dag deur leer en nooit tyd met die Here spandeer nie, want die Here sal vir jou deur hierdie eksamen kan help. OK, doen jou bes en God doen die res. Jy moet regtig jou bes doen in alles wat jy doen. En in alles wat jy doen hierdie eksamen, en eintlik enige tyd, maar hierdie is 'n eksamenbemoediging video. Enigiets wat jy doen in hierdie eksamen, doen dit tot eer en verheerliking van Jesus Christus en tot versterking van die Here se koninkryk. Dan sal die Here vir jou gee wat jy nodig het, kind van God. Dis baie belangrik. Want soek die koninkryk van God eerste en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. En dis baie belangrik dat jy dit besef. OK, hierdie eksamen, ek wil ook vir jou bemoedig om dit met 'n goeie gesindheid in te gaan. Jy weet, want onthou, jou ware vreugde kom van die Here af. En as jy
dinge doen tot eer en verheerliking van die Here se naam, dan sal jy vreugde hê. En ek wil vir jou aanmoedig, jy weet, ek weet is nie altyd maklik nie, maar wanneer jy leer vir jou eksamens, doen dit met 'n goeie gesindheid, 'n vol blydskap in jou. Wanneer jy dan ook bid en reflekteer wat jy geleer het, maar ook vir die Here vra vir hulp, doen dit ook met blydskap en met 'n goeie gesindheid. Die Here sal vir jou voorsien, die Here wil soveel vir jou voorsien, kind van God, hy wil. Jy moet dit net gaan vind. Soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word, sê die Here. Jy weet, jy moet gaan en soek. Gaan leer vir jou toetse. Spandeer tyd met die Here en dan sal jy sien watter getuienisse vir jou hier gaan uitkom, kind van God. En is baie belangrik dat jy dan ook moet gaan deel aan mense wat die Here ook vir jou gedoen het in hierdie eksamentydperk, kind van God. Dis so belangrik en die Here, ek is so opgewonde om dit vandag vir julle te sê. Die Here het soveel dinge vir jou in stok. Die Here wil soveel vir jou gee, kind van God. Jy het 'n toekoms wat voor jou is, wat die Here so baie wil seën. Die Here vra net van jou, dat jy nou net jou bes moet gee. Want onthou, daar's 'n lekker vakansie hierna, lekker lang Desember vakansie wat hierna is, kind van God. Leer net hard, spandeer tyd met die Here en jy sal die vrugte pluk, ek beloof vir jou dit. Maar ek wil ook elke van julle sê, sterkte met julle eksamens. Matrieks, julle wat die laaste eksamen van julle lewe het, ook wel vir skoollewe, want as julle universiteit toe gaan julle ook eksamens skryf, maar vir julle wat ook nou julle laaste eksamen het, baie sterkte. Selfs vir die klein ou graad 8's, julle, sterkte met julle eksamen ook, en mag dit goed gaan met elke van julle. Ek gaan weer eens net vir julle sê, onthou maar te leer, maar ook om tyd met die Here te spandeer. Vra vir die Here vir hulp, en die Here sal vir jou gee, kind van God. Dit is so belangrik dat jy dit besef. Maar in overall, sterkte, en mag die Here vir julle seën. Ek wil graag saam met julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, dankie dat ons nou vandag voor U kan kom staan of sit of wat ook al, Here, voor U troon, voor U voete, Here, en kan sê, Here Jesus, die eksamen begin amper, en ons wil dit vir U gee, Here. Here, hierdie eksamen wil ons fokus op 'n skoolwerk, maar ook fokus op U, Here Jesus, because You are worthy to be praised, Lord Jesus. Here, dankie vir alles wat U doen. Here, dankie dat U vir ons voorsien. Here, ek bid dat U deur elke vraestel met ons sal wees, Here, dat ons saam met U die eksamenlokaal sal instap, Here Jesus, en elke vraestel, Here, dat ons dit goed sal skryf. En ons weet, Here, dat as ons vertrou op U het, Here, sal ons die grootste Goliat kan verslaan, Here. En op hierdie stadium is dit hierdie eksamen. En ek bid dat U vir ons sal seën, Here, dat U met ons sal wees. Here, wees vir ons 'n God van nabyheid en gee vir ons die motivering, Here, en die lus om te kan leer vir hierdie eksamen en ons eksamen goed te kan doen, Here. Here, dankie vir alles, Here Jesus. U is so goed. Ek loof en ek prys U wonderlike naam. En ek bid dit alles nou in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie dat elke van julle gekyk het. Sterkte met julle eksamens en onthou om altyd aan die brand vir die Here Jesus Christus te wees, want wat help dit jy sê 'n kind van hom, maar jou aksies wys nie, nee. Daar sê, mag julle 'n lekker eksamen hê en 'n lekker dag ook verder, wanneer ook al julle hierdie kyk. En sterkte, mag Here julle seën, onthou om hard te leer, maar ook om julle Bybels elke dag te lees. Dankie julle, mag dit met julle goed gaan. Shalom.